Goeiemôre vriende, hier op 17 Mei 2026. Mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees vandag, vriende, waar jy ook sommer vanoggend met ons same syn die Here se liefde en sy teenwoordigheid belewe, maak nie saak waar jy is en van waar af jy luister nie. Mag jy bewus wees daarvan dat God vir jou oneindig lief is. Vriende, miskien net so een of twee goed wat ek onder julle aandag wil bring. Die eerste ene is inderdaad die Unity Week wat begin nou maandag. Dit is hier by ons, die tema is When the Fire Falls, suffering and the Spirit. En dan maandag aand is dit by Sonnekus gemeente, dinsdag aand by die Baptiste kerk, woensdag aand by die Methodiste kerk, donderdag aand by die Katholieke kerk en die vrydag aand is ons by die Anglikaanse kerk, vriende. Dit is ons Pinkstertyd wat ons altyd so inklees. Julle is baie welkom. Al die dankoffers en die goedjies wat ons na die tyd eet, die fondse wat daarmee gegenereer word, gaan dan om Isibindi te ondersteun. Isibindi is basies 'n NPO, vriende, wat spesifiek kyk na kinders, na jong mense. Hulle het ekkohuise, hulle het nasorgsentrums. So dit gaan vir 'n ontsettende goeie doel waarvoor al die geldjies gaan wat ons dan insamel hierdie week. Dan vriende, die 30ste is ons bazaar wat voorlê. As julle enigstens wil betrokke raak daar, of miskien wil julle 'n donasie op 'n manier gee, vriende, sal dit great wees. Julle kan vir Karika bel, julle kan vir Celeste luitjie gee. Hulle is almal betrokke by die bazaar. Dit spesifiek Celeste, sy hanteer die bazaar, liewe vriende, so julle kan vir haar 'n luitjie gee. Ek probeer net gou vinnig kyk of ek nou haar telefoonnommer net vinnig hierso kan kry. Ek kyk nou net hier my ooglede vas, maar julle kan ook vir Louisa 'n luitjie gee, vriende. Louisa se telefoonnommer is 08444200704. Julle kan vir haar 'n luitjie gee. Ja, en hierso Celeste se nommer. Celeste se nommer is 0723361114. Hulle twee kan jy dan spesifiek 'n luitjie gee. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Vader, baie dankie dat ons kan stil word en kan weet dat U by ons is. Here, dat ons inderdaad ons oë kan opslaan na die berge en kan sê, waar sal ons hulp vandaan kom, en onmiddellik kan weet ons hulp kom van U wat die hemel en die aarde geskep het. Dankie Here dat ons U as 'n lewende, almagtige, alomteenwoordige, liefdevolle God en Vader mag aanbid. Dankie daarvoor. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede, vriende, en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Volgende bietjie met julle saamgesels uit Handelinge 16. Handelinge 16 vanaf vers 16. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêer gees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree: "Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word." Kan julle dink as iemand dat die hele tyd agter jou aanloop en die hele tyd dit skree, né? Sy het dit baie dae aan mekaar gedoen totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het nou net genoeg gehad. Hy het omgedraai en vir die Gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit daai uit." Die Gees het op daardie selfde oomblik uit daai uit gegaan. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kon inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: "Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie." Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle luisteraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi. En die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in 'n houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Dit was 'n snaakse verskynsel gewees het, né? Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak.
Die bewaarder het wakker geskrik en toe die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Toe die bewaarder lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, menere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God glo. Liewe vriende, wanneer ek en jy kyk om so 'n bietjie agtergrond te gee, wanneer ek en jy kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons dat die uitdrywing van die onrein gees deur 3 parallelle met Jesus se verhaal ooreenstem. Die eerste een is die besetene in Kapernaum, die tweede een is die besetene in Gerasa, wat Jesus die onrein geeste uitgedryf het, en dan die besete dogter van die Sirofenisiese vrou. Nee. Dis 'n parallelle met hierdie verhaal wat Paulus, waar hy ook 'n bose gees uitdryf. En die uitdrukking wat ons vertaal het met waarsergenie, gees, as ons bietjie na die Grieks gaan kyk, staan daar pneuma pathona, letterlik 'n slanggees. So ons ouens het dit vertaal na waarsergees, heeltemal reg. Maar dit is uiteindelik 'n slanggees, en in die Griekse metodologie het die groot slang Python in 'n grot naby Delhi geleef en het hy 'n orakel bewaak wat geestelik geïnspireerde wysheid aan mense gegee het. En die slang is daarom met goddelike inspirasie geassosieer. Nou as Lukas dus sê dat die vrou het 'n slanggees gehad, bedoel hy dat die mense geglo het dat sy net oor goddelike kragte en wysheid beskik, maar ook dat sy as 'n tussenganger tussen hierdie gode en die mense kon opgetree. Nou kan julle dink, daarom het sy baie geld verdien, hè? En dan sy erken natuurlik erken hierdie gees vir Paulus en Silas as dienaars van slawe van die Allerhoogste God. Maar die mense vertel hoe hulle gered kan word. En alhoewel dit waar is, het Paulus net eenvoudig totaal fed up geraak met haar, en het ook gedink dat sy besig is om spottend na hom te verwys. En dan ken ons dat die verhaal, nadat die demoon uitgedryf het die mense vir Paulus voor die hof gesleep, en hierdie hof was gewoonlik op die markplein in die dorp gewees. En net soos Jesus veroordeel is, kom die aanklaers nie met 'n eerlike klag nie. Liewe vriende, hulle kom met 'n oneerlike krag. Die ander ding is, hulle is natuurlik Romeinse burgers, wat hulle nie in ag geneem het op daai stadium nie, né? En weer sien ons Lukas, hy skets parallelle tussen Jesus se storie en hierdie van Paulus en Silas, né? Jesus onskuldig veroordeel, Paulus en Silas onskuldig veroordeel. Die meer mense skeer die klere van Paulus en Paulus en Silas mense skeer die klere van Paulus en Silas, hulle skeer die klere van Jesus, né? En hulle word geslaan. En dit is opvallend dat hierdie regters nie die voorgeskrewe prosedure volg nie, veral nie wat die wet vereis vir Romeinse burgers nie, né? Paulus en Silas word as totaal en al onbillik hanteer, net soos Jesus. Nou baie interessant, en net 'n bietjie verder, vriende, wanneer jy gaan kyk dat hulle sê hulle is toegesluit in die binneste sel, dan is dit natuurlik in die binnekant, so sê die ouens wat kyk, is daar 'n put in die tronk, sonder lig, sonder ventilasie, sonder sanitasie, en dit word hier vasgemaak aan hierdie blok sonder dat hulle kan beweeg. En na hierdie lyfstraf het hierdie wonde kon hierdie honde baie maklik septies geraak het, omdat dit nie dadelik skoon gewas is. Nou hierdie omstandighede, hierdie erge omstandighede, hulle is baie geslaan, hulle sit vasgeketting aan hierdie blok, daar's geen lig nie, daar's niks nie. En wat doen Paulus en Silas? Hulle sing. En die feit dat hulle onder hierdie omstandighede kon sing, was 'n getuienis vir wat die ander gevangenes diep geraak het. En die feit dat die tronkdeure, liewe vriende, hulle nie kon vashou nie, was 'n bevestiging gewees vir al hierdie gevangenes en vir hierdie tronkbewaarder, dat God mag het en dat hy in beheer is. En dan, omdat hulle dan natuurlik nie ontsnap nie, was dit een te veel vir die tronkbewaarder, want hy het besef wat hier aangaan en hy gee sy lewe vir die Here, né?
Maar word vertel, vriende, dat op 'n gevaarlike seevaart van Londen na die Britse kolonie in Georgia, was daar twee jong Anglikaanse predikers wat vasgevang is op hierdie skipie in hierdie stormagtige see. En almal van hulle wat op daai skipie was, het op daai stadium gevrees vir hulle lewe. Almal buite in een groepie, en dit is 'n groepie Morawiërs gewees, wat deur die ganse storm heen het hulle psalms en gesange gesing. En hierdie twee Anglikaanse predikers was so diep geraak deur hierdie Morawiërs dat hulle die hele tyd wat hulle nog op hierdie see gewees het, hulle geselskap opgesoek het en tyd saam met hulle spandeer het. En toe die twee Anglikaanse oue predikers terugkom, en natuurlik het hulle, liewe vriende, begin om by die Morawiese geloofgemeenskap te aanbid waar hierdie ouens is wat so gesing het op die skip. En een aand tydens 'n diens het een van hierdie manne ervaar dat God by hom is, dat God met hom kom praat, en sy hart warm geword het. Sy naam was John Wesley, een van die grootste evangeliste van die 18de eeu. John Wesley het later die Methodiste kerk gesig en miljoene mense het as gevolg daarvan hulle lewe vir die Here gegee. En alles het begin op daardie oomblik toe Wesley tydens 'n ewige angswekkende storm geïnspireer is deur die Morawiërs wat besig is om te sing terwyl dit lyk asof die boot ondergaan. So sing in 'n storm, sing in 'n tronk, of waar ook, liewe vriende, kan 'n getuienis wees van 'n vertroue op God. Dat kan wees dat ek en jy deur 'n ontsaglike moeilike tyd gaan, wat regtig so moeilik is, dat mense nie kan glo, maar hoe kan jy daar deurkom nie, en dat terwyl jy binne in daai verskriklike moeilike tyd is jy nog geweldig positief en praat jy ongelooflik oor God, en is jy eintlik blymoedig, en mense kan dit nie verstaan nie, en is in sulke tye wanneer God kom en hy kom gebruik jou, soos wat hy Paulus en Silas gebruik het, of soos die Morawiese predikers. Maar kom ons gee dit gou 'n bietjie 'n tree terug. En ons moet vir mekaar kom sê, as ons so tree teruggee, dat goeie dade bring ons natuurlik in die moeilikheid, soos wat dit vir Paulus en Silas in die moeilikheid gebring het, toe hulle die bose gees uitgedryf het. Iemand het eendag gesê, geen goeie daad gaan ooit ongestraf nie. Die regte ding te doen, lei dikwels, liewe vriende, dat ek en jy absoluut op die moeilikheid beland, en partykeer, baie keer, seer kry ook in die proses, né? Ek het eers 'n ware verhaal gelees van die stadsbestuur van Cincinnati wat 'n besluit geneem het om 'n barmhartige Samaritaan te straf, omdat sy geld in parkeermeters van vreemdelinge gegooi het, toe sy sien die tyd op die meters is verstreke. Sylvia Staten is die vrou se naam. Sy het later gedoop na Meter Freeding Grandma. En alhoewel die media bevind het, liewe vriende, dat sy slegs guilty of kindness was, is hy deur die polisie in hegtenis geneem, en op die ou en moes hy R2000 boete betaal of tronkstraf kry. Dis asof wanneer ek en jy ons nek uitsteek om iets goeds te doen, liewe vriende, ons nek afgekap word. Niemand het meer geweet as Jesus nie, toe hy sy nek uitgesteek het nie. Toe hy met die Samaritaanse vrou ontferm oor haar, toe hy omgaan met die tollenaars en prostituie, het hy altyd moeilikheid gekry. Maar hierdie nek uitsteek houding, liewe vriende, sien ons kom ook by Paulus in die tot uiting, en hy kom net so baie in die moeilikheid, om die waarheid te sê, hy beland in die tronk, sê ons geleesde gedeelte. En hierdie optrede van Paulus het iemand beskryf as die Paulus beginsel. Hy skryf dit soos volg: The Paul principle is, if you speak the truth, you should be prepared for whatever comes, either adulation or accusation, loving or loathing, thrones or prisons, recovery or relapse, plaudits or audits. Paulus besef, liewe vriende, dat hierdie gees wat hierdie persoon, hierdie jong slavin in besit geneem het, daartoe aanleiding gee dat die mense rondom hom verward begin raak en hulle aandag weg van die evangelie trek, kon hy nie anders nie. Dit is een, aan die ander kant natuurlik, hy was absoluut hoogs geïrriteerd gewees. Paulus het alles vir Jesus gewaag en was ook voorbereid vir die gevolge, en hy het gereeld voorbereid vir die gevolge. En hierdie Paulus beginsel beteken dat hoe beter en getrouer ek en jy 'n getuie van Jesus is, liewe vriende, ons die waarheid begin uitlewe en verkondig, hoe groter is jou kanse dat jy selfs in die moeilikheid gaan beland.
En daar was die vraag miskien vanoggend vir jou en vir my, liewe vriende, is ons bereid om hierdie Paulus beginsel 100% uit te leef? Jy sien die oomblik wanneer ek en jy die Paulus beginsel uitleef om ons nek uit te steek, daar waar ek en jy in die werksplek is, daar waar ek en jy in ons vriendekringe is, moet ons, liewe vriende, totale vertroue in God hê. James Brown, Amerikaanse sanger en liedjieskrywer, vertel toe hy jare gelede besig was met vliegopleiding. Met sy vlieginstrukteur om eendag beveel om 'n skerp afwaartse duik met sy vliegtuig te maak. Brown het vertel dat hy absoluut totaal onvoorbereid was wat sou gebeur. Na 'n tydjie die engine gaan staan en die vliegtuig het buite beheer begin val. Hy het 'n tipe breinfloute beleef en dit was gou duidelik dat die instrukteur hom nie gaan help nie. En na 'n paar sekondes wat vir Brown soos 'n ewigheid gevoel het sy brein weer begin funksioneer en kon hy die situasie korrigeer. Toe uiteindelik weer, liewe vriende, die vliegtuig onder beheer gehad het hy die vlieginstrukteur 'n baie duidelike bit of his mind gegee. Hy vertel dan hoe die instrukteur doodkalm vir hom gesê het, daar's geen posisie of situasie waarin jy hierdie vliegtuig kan plaas waarin ek jou nie kan kry nie. As jy wil leer vlieg, gaan weer boontoe en doen dit weer. James Brown het later so hier geskryf, hy sê, op daardie oomblik het dit gevoel asof die Here vir my sê, onthou dit. Wanneer jy my dien, is daar geen situasie waarin jy jouself kan bevind, waarin ek jou nie kan kry nie. As jy my vertrou, sal alles reg wees. En vriende, dit is hoe Paulus en Silas se geloof was. Hulle het nie vreesbevange geword nie. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Maar hulle het nie vreesbevange geword nie. Hulle is verskriklik geslaan. Hulle is in hierdie blokke gesit, in hierdie put hieronder. Maar hulle het God bly vertrou, maak nie saak wat op hulle pad kom nie, want Paulus sê op 'n stadium, om te sterwe is vir my wins, en om te lewe is goed. Paulus en Silas het geweet dat daar groot moeilikheid kom toe hulle die bose gees uitgedryf het uit die vrou uit, maar Jesus was hulle fokus gewees, liewe vriende. En kyk hoe eindig die storie, is dit nie wonderlik hoe hierdie storie eindig nie, hierdie tronkbewaarder word gered. Die tronkdeure gaan oop as gevolg van hierdie aardbewing. Maar Paulus en Silas ontsnap en hulle bly daar. En wat maak dit, liewe vriende, dat hulle daar bly? Dit maak op die ouene dat hierdie tronkbewaarder kom en hy sy lewe vir die Here kom gee. Hy kom sê, wat moet ek doen om gered te word? Dit laat my dink aan die storie van Dirk Willems wat uit 'n tronk ontsnap het en oor die ys weggehardloop het na sy vryheid toe hy is weens Christendom opgesluit. Die man wat hom gejaag het was baie swaarder as hy en het deur die ys geval en sou verdrink het as Willems hom nie ontferm het en hom gered het nie. Maar dit het egter gelei tot Willems se inhegtenisneming en sy marteldood op die brandstapels. En Willems word deur die eeue heen as 'n voorbeeld genoem oor hoe die betoning van liefde van Jesus belangriker is as jou veiligheid. Willems is nog 'n voorbeeld daarvan dat as jy goeie dade doen, verwag moeilikheid. Verwag moeilikheid. Baie keer sal mense goed doen en sal hulle sê, ek gaan nie weer goed doen nie. Nee, vriende, ek en jy kan nie dit sê nie, nee, mens verstaan dit is menslik, maar al kry jy moeilikheid, dan word jy geklap, word jou nek so amper heeltemal afgekap, het ek en jy nie 'n keuse as ons die Paulus beginsel uitlewe nie. Ons moet altyd bereid wees om ons nek uit te steek, omdat ek en jy kinders is van die Here, daarom is ons anders. Interessant met die tronkbewaarder, liewe vriende, hy het skaars sy lewe vir Jesus gegee, en wat doen hy? Hy volg dit dadelik op deur dade, hy was Silas en Paulus se wonde, en hy gee vir hulle maaltyd. Iemand het die volgende geskryf, het gesê, moenie vir iemand vra of hy glo nie, kyk hoe hy optree. Dit soos die storie van die regter met die naam van LaGuardia, wat later ook burgemeester van New York geword het eendag 'n versukkelende ou man voor hom verskyn op aanklag dat hy 2 brode en 'n polony uit die supermark gesteel het. En sy verweer was dat hy werkloos was en het hy geen kos gehad het om vir sy gesin te kon gee nie. Hy kon nêrens vir hulp aanklop nie. Hy kon nie geholp raak nie. Wel sê die regter, ek het geen ander keuse as om jou te straf nie. Die wet laat geen uitsonderings toe nie. Ek gaan jou $20 beboet. Die ou man het geskok gekyk, want hy het geweet hy het nie $20 nie en hy sou opgesluit moes word.
Toe steek die regter sy hand in sy sak en hy haal $20 uit en hy voeg by: hier is 'n geld om die boete te betaal en verder beboet ek almal in die hofsaal tot $2 elk, omdat hulle tevrede is om in 'n stad te woon waar daar geen ander uitweg vir 'n arm werklose man is as om te steel om sy gesin te laat oorleef nie. Toe steek hy 'n leë waterglas om tussen die mense in die hof en die ou man is daar weg met 'n bondel note in sy hand en die lig van die hemel in sy oë. Vriende, ek dink ek en jy word vanoggend uitgedaag om altyd die Paulus beginsel uit te lewe. Wat beteken dat ons net soos die een wat Paulus navolg, ons Jesus se liefde altyd tot die uiterste toe sal uitleef. Maak nie saak wat die gevolge is nie. Kom ons vra vir die Here om te alle tye, om uit te leef waar ek en jy ook al is. Here, baie dankie vir Paulus en Silas, baie dankie vir die groot voorbeeld wat hulle vir ons ook stel, in hierdie storie wat ons kon lees oor hulle, hierdie verhaal. En Here, dankie dat U ook op 'n ongelooflike, wonderlike manier betrokke is by hulle. Ja, hulle het nog steeds lyfstraf gekry, ja, hulle is nog steeds gemartel, hulle is toegesluit. Maar Julle het ook vir hulle vryheid kom gee, en in die proses het U 'n tronkbewaarder se lewe, se siel gered. Here, gee dat ons ten spyte van alle omstandighede altyd vir U sal loof en sal prys en sal aanbid. Amen. Ek gee vir julle geleentheid vir dankoffers. Julle kan snapscan op Zapper. Julle kan ook 'n EFT gee, dis NG Kerk Sonnekus. Ons is by Absa, die generiese takkode is 632005. Die rekeningnommer is 3270140547 en dit is 'n chequerekening. Vriende, ek wil julle vanoggend wegstuur met die vaste wete dat wanneer ek en jy 'n kinders is van die Here, dan gaan ons moeilikheid kry. Maar vriende, binne in die moeilikheid wat ek en jy gaan kry, dis waarom ek julle wil wegstuur, is God altyd teenwoordig en God kom gee uitkoms. En God gebruik baie keer hierdie moeilikheid vir jou en vir my om iemand anders se lewe om te keer, soos ons gesien het ook in daai Morawiërs wat gesing het terwyl die skip besig was om te sink. Mag julle in hierdie tyd spesifiek God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy absolute teenwoordigheid in julle lewe ervaar. Amen.